Ek groet julle vanoggend dan in die naam van God, wat die gewer is van alle lewe. Ek groet in die naam van Jesus, wat God se lewe kom leef het op aarde. Ek groet in die naam van die Gees van God, wat hierdie God lewe, wat 'n nuwe lewe is, in ons en deur ons begin leef. So word ons Jesus mense. Kom ons bid saam. God, U, die bron van alle lewe. Die God sonder begin en sonder einde. Wat altyd in alles en almal is. Vir altyd. Dis U wat ons aanbid. Dis U wat vanoggend met ons kom praat deur U woord. Dankie God, dat U Seun na hierdie wêreld toe gestuur het, om 'n mens tussen ons te word, en U lewe te kom leef. Om te weet wie U werklik is. Heilige Gees, as U in ons kom woon, en U is in ons, dan begin ons al meer en meer te word soos U Jesus. Here, ons sit elkeen vanoggend hier met ons eie lewe, en ons elkeen voel anders oor ons lewe, maar U het ons lewe gegee om dit te vul met inhoud. En daarom weet ons dat dit gaan nie oor hoe lank ons lewe nie, maar dit gaan oor hoe vol ons lewe. Want uiteindelik is dit hoe mense ons gaan ken. Dankie vir hierdie lewe. Dankie vir die voorreg om te lewe. Ons bid vir mense wat vanoggend worstel met hulle lewe. Daar in die hospitaal, daar in die ouerhuis, daar by die huis waar hulle nie weet of hulle genoeg kos het vir die dag nie. En ons bid dat daar ook op hulle pad iemand of iets sal gebeur wat hulle die lewe sal gee wat U vir hulle bedoel het, in Jesus se naam. Amen. Ons tekswoord vanoggend is Galasiërs 2 vers 20. En ek wil dit stadig lees, want ek weet nie die van u wat vir die eerste keer hier by ons is nie. Nou, hier is my possakkie, en ek kom maar net elke Sondag pos aflewer. Ek's 'n posman. Ek het hierdie brief nie geskryf nie. Ek kom dit aflewer. En jy weet, elke brief wat 'n mens ontvang, het verskillende inhoud. Daar's briewe wat my bly maak, wat goed is. Daar's briewe wat nie lekker is nie. Die een brief wat ek nooit hoef af te lewer nie. Nooit. En dis 'n vensterbrief. Dis 'n skuldbrief. Want hierdie vensterbrief vertel vir jou hoeveel skuld jy. Maar ek hoef daai brief nie af te lewer nie, want Jesus het die prys aan die kruis vir jou betaal. Jou skuld is betaal. Jy moet net 'n dankie lewe leef daarvoor. Galasiërs 2 vers 20. En nou
is dit nie meer ek wat lewe nie. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Paulus sê, die lewe wat ek nou leef, leef ek tot eer van God uit dankbaarheid vir wat hy vir my gedoen het. 'n Jesus lewe is 'n wonderlike lewe, want hierdie Jesus lewe het twee kante. Dit het 'n voor Christus en 'n na Christus lewe. Soos ons geskiedenis verdeel is tussen voor Christus en na Christus. Jy sit hier en daar is 'n voor Christus tyd in jou lewe en 'n na Christus tyd in jou lewe. En jy behoort dit te weet. Party mense sê op 'n dag en 'n datum, maar ek gee nie om wanneer en hoe nie, maar dat jy so lewe het. En 'n ou lewe is die lewe wat Jesus kom wegneem het. Die sondige lewe. Die lewe van oordeel. Die lewe van verwyte. Die ongelukkige lewe. En daardie lewe is dood. En in die plek daarvan het ons 'n nuwe lewe. 'n Jesus lewe. 'n Lewe waar ek weet ek is vergewe. Ek het dit nie verdien nie. Maar ek het ergens in my lewe ontdek dat 2000 jaar gelede iets gebeur. God se seun het aan die kruis vir my gesterf sodat my sonde vergewe kan word en ek 'n Jesus lewe kan lewe. 'n Sonde lewe kan nie 'n Jesus lewe lewe nie. 'n Sonde lewe is 'n lewe waar mense eintlik vlug vir hulle self. Hulle is bang dat hulle uitgevind gaan word. En daarom wil Jesus ons van hierdie lewe vrymaak. Jy sien, om 'n Jesus mens te wees, is nie maar net om in Jesus te glo nie, maar ook om ook Jesus te lewe. Daar's mense wat almal sê, ek's 'n Christen, ek glo. Maar hulle leef nie die lewe waarvan hulle getuig nie. 'n Jesus lewe. En daarom, om 'n Jesus lewe te lewe, moet jy sy gesindheid hê. Dit begin waar ek het 'n nuwe gesindheid, ek het 'n Jesus gesindheid. En dan het ek 'n lewe vol liefde, Jesus se liefde wat my vul. En uiteindelik is ek 'n lewe van gehoorsaamheid. Ek leef wat God my beveel. Jy sien, 'n mens se lewe, hoor mooi, is 'n getuienis. Het jy geweet dat ons met ons lewens vingerafdrukke nalaat op mense se lewens? Party van ons vingerafdrukke het seer in mense se lewe agtergelaat. En ander mense se vingerafdrukke is mooi afdrukke. Ons ouers, mense wat vir ons lief was, daar's vingerafdrukke in jou lewe. En dit maak 'n groot indruk op jou eie lewe. Hierdie Jesus lewe is 'n nuwe lewe. Oukies, kom ons sê dit van die begin af. 2 Korintiërs 5 vers 17, die boodskap vertaling wil ek vir julle lees. Hier staan dit: Nou weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, is hy 'n splinternuwe mens. 'n Nuwe skepping in die kleine. Al die ou sondige dinge is vergewe. Dit is iets van die verlede. Dan is die nuwe lewe hier. Jy sien? As jy by Jesus uitkom, verander hy jou lewe. Hy verbeter nie jou lewe nie. Hy verander jou lewe. Dis 'n nuwe lewe. Dis nie 'n lewe wat gepatch is en getimmering en goedjies opgeplak is nie. Dis 'n nuwe lewe. Ek's 'n nuwe mens. Ek is 'n Jesus mens.
En weet jy, dis wat wedergeboorte beteken. 1 Petrus 1 vers 3 sê dit, wedergeboorte beteken dat ons 'n nuwe lewe ontvang het toe Jesus gesterf het en opgestaan het ons 'n Jesus ewige lewe ontvang. Dis wedergeboorte. Ek is weergebore. Ek is weergebore. Ek het 'n nuwe lewe. En weet jy, as ons 'n Jesus lewe het, dan word ons wil verander. Het jy geweet dat jou lewe word bepaal deur jou wil? Ek wil of ek wil nie. As jy 'n nuwe mens is, wil jy nie meer sonde doen nie. Ek wil nie meer nie. En as ek sonde doen, onmiddellik, is ek jammer, onmiddellik bely ek dit. My wil is verander. As jou wil nie verander is nie, as ek wil steel en ek wil dit, en sê ek moet by die plek uitkom sê ek wil nie meer nie. Ek wil nie meer nie. En dan word jou begeertes verander. Ek het ander soort begeertes en ek het 'n ander lewe. So die eerste plek is 'n Jesus lewe. As ek Jesus wil lewe, moet ek 'n nuwe lewe hê. 'n Jesus lewe is 'n nuwe lewe wat hy vir my gegee het. Ek kan dit nie koop nie, 'n kerk kan dit nie vir my gee nie, 'n dominee kan nie, ek word nie gebore so nie. Dis 'n lewe wat Jesus gebring het en hoor mooi, jy moet dit ontdek. Jy ontdek dit in jou lewe, want dit is belê in jou. Daar's goud binne jou belê, maar jy moet die goud ontdek. Soos die oom wat 'n plaas gehad het en het 'n sukkel bestaan gevoer. En toe word hy olie ontdek op sy plaas. En hy maak hom 'n skatryk man. Hy het al die jare op olie gelewe, skatryk, maar hy het dit nooit ontdek nie. En baie mense lewe armsalige lewe. Want het jy die goud, die nuwe lewe wat God in jou belê het, ooit ontdek nie. Maar hierdie nuwe lewe, hierdie Jesus lewe is 'n lewe vol liefde. O, my boetie, my sussie. Johannes 13, 34, 35. 'n Nuwe gebod gee ek aan julle. Julle moet mekaar lief hê. Die ou gebod sê, soos jou naaste. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar hier kom jy met 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Met ander woorde, ons het nie mekaar lief met my liefde nie. Dis 'n menslike liefde. Dis 'n vriendskapsliefde. Maar hierdie liefde van Jesus, né, is 'n liefde wat alle liefdes oortref. 1 Korintiërs 13, alles sal verbygaan, maar hierdie liefde nooit. Ons liefde hou op. My liefde sê ek het jou nie meer lief nie. Maar God se liefde bly altyd voortbestaan. En daarom het Jesus tot aan die kruis, op die einde van sy lewe, het hy uitgeroep aan die kruis, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want jy sien, liefde wil vergewe. Een mens sonder die liefde wil nie vergewe nie. Hy wil terugkry. Hy wil onthou. Hy wil kwaad bly. Hy wil iemand afskryf. Maar miskien met al hierdie soort liefdes bly jy uiteindelik 'n ou mens. Jy word die tronk van jou eie lewe. Weet jy, dis die hartseer ding om vir my te dink daaraan. 'n Mens kan die tronk word van jou eie lewe. Jy sluit jou toe. Ek sal nie vergewe nie. Ek sal. En so het jy die sleutel wat jy in jou lewe toesluit. En daarom is die enigste teken dat jy 'n Jesus mens is, sê Jesus self, hieraan sal almal weet dat julle my volgelinge is, dat daar liefde onder mekaar is. Daar's een eienskap wat alle kinders van die Here moet hê, is Jesus liefde. Dis nie 'n liefde ter wille van nie, dis 'n liefde ten spyte van. Ek het jou lief ter wille van. Jy's my mooi, jy's my dit, maar 'n liefde ten spyte van. Ek hou nie van jou nie. Jesus het nie van die Fariseërs gehou nie. Hy het hulle gesê adders, wit gepluisterde grafstene, maar hy het hulle vergewe,
Want hy het hulle lief gehad met 'n liefde ten spyte van. Ten spyte van julle sonde, ten spyte van julle foute, het ek julle lief. Ek het julle lief. Feite klaar. Maar jy weet hierdie liefde, hierdie lewe van Jesus, en ek wens mense wil meer hierdie Jesus lewe uitlewe. Weet jy, dis 'n nederige lewe. Filippense 2 vers 5. Laat hierdie gesindheid in julle wees wat ook in Christus was. Jesus was die seun van God, maar hy het homself verneder. Jesus het nie mense se koppe kom was nie. Jesus het mense se voete kom was. Jy sien, dis hierdie liefde wat jou klein maak. Dis hierdie liefde wat jou gewillig is om die minste te wees. En ek gaan dit sê, daar seker nie 'n leliker ding as hoogmoed nie. Het jy geweet die Satan is uit die hemel uitgegooi oor hoogmoed? Gaan lees maar Jesaja. Hy was 'n engel wat 'n hoogmoed gehad het. Hy wou opklim om bokant God te gaan sit. En as mense wat hierdie troontjies het wat hulle opsit. Ek sal nie ingee nie. Ek sal nie verskoning vra nie. Ek sal nie die minste wees nie. Jy sien, dan het jy nie daardie gesindheid van Jesus nie. Nederig. Hy word gebore in 'n stal. Jy ken sy hele lewe. Die wêreld sê wees groot. Jesus sê wees nederig. Ek mis dit. Ek mis dit by ons leiers. Hulle is so vol van hulle self. Hulle is so koning van hulle eie lewe. Jesus was die nederigste mens wat ooit geleef het. En daarom was hy die grootste mens wat ooit geleef het. Jesus lewe is 'n nederige lewe. Ek hoef nie te bewys wie ek is nie, want ek weet wie ek is. Maar mense wat nie weet wie is hulle nie, beklei altyd of ander mense te wys wie is hulle. Ek weet wie ek is. Ek's 'n nuwe mens. Jesus het my nuut gemaak. En die laaste twee gaan ek net noem. Jy weet, 'n Jesus lewe is gehoorsaam. Gehoorsaam. Dis die probleem. Mense sê, ek sê Jesus mens, maar ek maak wat ek wil. Ek sê Jesus mens, maar ek gee nie om wat ek doen nie. Nee. Hebreërs 5 vers 8 sê, hoewel hy die seun was, het hy gehoorsaam geleer uit wat hy gelei het. Jesus was gehoorsaam tot met die kruis. Was nie maklik nie. Hy het in Getsemane gebid, laat hierdie beker by my verbygaan. Hy het nie sy held na die kruis toe gegaan nie. Hy het met trane en met pyn en vrees na die kruis toe geloop. Maar hy was gehoorsaam. Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. Sien? Ek is so bly ek kan by die laaste punt kom. Die lewe van Jesus word gesien. Nie gehoor nie, gesien. Ek loop nie heeltyd en sê, ek is 'n kind van God. Ek is 'n nuwe mens. Iemand het gesê, as jy oor Jesus wil praat, moet jy so min as moontlik woorde gebruik. Want jou lewe moet getuig. Jou lewe moet getuig. Matteus 7 vers 20 sê, aan julle vrugte sal julle geken word. En wie lyk die vrugte? Wat julle weet? Julle wat boere is. Hier is die vrug. Gaan dit stadig lees. Die vrug van Jesus is die vrug van die Gees. Begin met liefde. Dis een van die vrugte wat jy moet hê. Hierdie vrugte moet jy hê. En net nuwe mense, Jesus mense kan dit dra. Liefde. Vrede. Geduld.
hierdie vruggie van my is bietjie klein, maar hy's daar, maar geduld. Vriendelikheid. Goedheid. Geloof. Sagmoedigheid. Dis die vrug. Jy leer nie 'n boom om vrugte te dra nie. Jy sê jy hoor nie vir die boom, hoorie, so jy moet asseblief net onthou, jy moet hierdie jaar kaal perskes dra. Ek wil 'n geel perskes hê hierdie jaar. 'n Boom dra die vrug wie hy is. Hy dra nie appelkose nie, hy dra perskes. Hy dra nie druiwe nie, hy dra vye. Want hy dra die vrug van wat hy is. 'n Nuwe mens dra die vrug van wie hy is. Daar staan nêrens kwaad, onvergewensgesindheid, vloek. Staan nie daar nie. Iemand moet kan sê, jy het iets wat ek nie het nie. Wat het jy wat ek nie het nie? Want hulle sien dit in jou lewe. Ek het hierdie al hoeveel keer gesê en ek sluit ook daarmee af. Mense, hoor nou mooi, ek gaan water drink. Mense lees nie, nee, kom ons sê, baie mense lees nie meer hulle Bybel nie, maar hulle lees mense. Hulle lees jou. En as jy die enigste Bybel is wat iemand ooit sal lees, dink jy sal by Jesus uitkom? As jy die enigste Bybel is wat iemand ooit sal kan lees, sal hy by Jesus uitkom. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend kon hoor waarom het U na hierdie wêreld toe gekom? Nie om ons beter mense te maak nie, maar om ons ander soort mense te maak. Nie meer Adam mense, maar Jesus mense. Help my, help ons om so te lewe dat mense U in ons sal sien. Amen. Amen. Ek het die brief afgelewer. Ek hoop hierdie brief het in die posbus van jou hart uitgekom. Want dis waar hierdie brief moet kom. In die posbus van jou hart. Want dis waar die verandering kom. Want hierdie brief 'n boodskap word van God. Nie die dominee het gesê nie. God het vir my gesê. En as God gesê het, het hy gesê. As die dominee gesê het, ek stem nie saam nie, ek dink nie. Maar as God sê, is dit die waarheid, en is die waarheid, en is die waarheid. Ek stuur julle huis toe met die seën. Jesus woon in jou deur sy gees. Leef Jesus en maak God sigbaar elke dag in jou lewe. Amen.